Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons sels môre weer met Snyman die Jager prokureurs. En hier in die ateljee vandag is Eddie Smit, 'n senior direkteur by Snyman die Jager. Ons praat spesifiek vanmôre oor eiendom en wat gebeur wanneer daar 'n boedel gebeur. Goeiemôre Eddie. Môre Pierre. Lekker om jou by ons te hê vanmôre. Ek moet vir jou sê hierdie is 'n onderwerp wat baie mense warm onder die kraag maak, want ons almal het nie altyd die geduld wat nodig is. Ek sê nie hoef dit te hê nie, maar dit is soms nodig om geduld te hê vir hierdie prosesse nie. Maar kom ons praat 'n bietjie oor wat gebeur met 'n vaste eiendom as die geregistreerde eienaar daarvan nou éventueel tot sterwe sou kom. Ja. Dankie Pierre. Ja, kyk, daar gebeur eintlik niks met die eiendom nie. Die eiendom bly daar. Dit gaan oor wie is nou in beheer van daai eiendom. Wie moet besluite neem ten aansien van die eiendom. Ja, ek vra hom nie in bou nie. Ja. Daarom nie. Maar dit kan sê die eksekuteur tree eintlik nou in die skoene van die oorledene. So dis belangrik dat 'n eksekuteur so gou as moontlik aangestel word. Want daar's so 'n bietjie van 'n vakuumperiode tussen dat die persoon sterf totdat die eksekuteur aangestel word. En ek dink dis waar dit belangrik is dat 'n ou so gou as moontlik, ek het respek daarvoor, die rouproses is belangrik, dat 'n familie, as iemand moet afsterwe, is natuurlik 'n moeilike tyd, maar dat so gou as moontlik binne die volgende week of so, dat 'n ou die proses begin om die eksekuteur aan te stel, want die meester van die Hooggeregshof het maar sy prosedures en dokumente en wat ingedien moet word voordat jy 'n eksekuteursbrief kry. En sodra die eksekuteurs dan nou daai eksekuteursbrief ter hand het, kan hy nou eintlik beheer neem van die eiendom en van die situasie. En natuurlik word hy dikteer deur die testament, as daar 'n testament is, en dan natuurlik die erfgename. Hy kan nie net goedsmoeds gaan optree nie, hy moet die erfgename in ag neem in daai proses. So ja, dit is maar 'n proses wat moet begin. Wat is die situasie waar twee partye die eiendom in gelyke aandele hou en een sterf? Ja, kyk, dit is gewoonlik 'n situasie want nou ons praat van die langslewende bly agter. Kyk, ou kan nou tegnies raak en gesels of hulle nou binne of buite gemeenskap van goedere getroud is. Ek dink dit is regtig belangrik nie. Die feit is die langslewende party en die eksekuteur is nou gesamentlik, kan ek maar sê, eienaars van die eiendom en hulle moet gesamentlik besluite neem. Dit skep natuurlik 'n probleem of die langslewende in staat is om alleen daar te kan woon en die verpligtinge ten aansien van die eiendom na te kom. Jy moet onthou daar's erfbelastings, daar's heffings, daar mag nog verbande uitstaande wees en so dit is maar 'n moeilike situasie. Dit kan ook wees dat in terme van die testament die oorledene daai eiendom nagelaat het na die kinders toe of na 'n ander party toe en dan kan dit wees dat daar nou twee partye is wat saam hierdie eiendom in onverdeelde aandele besit wat nou eintlik nie regtig eye to eye is, as ek dit so kan stel, wat mooi met mekaar kan gesels nie. So dit kan 'n geweldige probleem skep en dis hoekom ons sê ou moet baie mooi gaan dink as jy die testament opstel oor daai potensiële implikasie wat daar gaan wees. Al menigte families uit mekaar uitgeruk, so 'n situasie. Kom ons praat 'n bietjie oor daai prosesse. Ons praat bietjie spesifiek oor die feit dat daar sien nou gesê het, daar's dalk 'n verband nog uitstaande op 'n eiendom. Wat doen 'n mens dan? Wie betaal wat? Veral as dit twee mense dan in 'n geval is wat saam die eiendom besit het. Wat se prosedures volg 'n mens? Ja, kyk hoe 'n verbandlening werk en ook die erfbelastings is dat partye as ons same eiendom besit, is ons gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik. So die bank kan ek sê kan die volle uitstaande bedrag by een van die persone gaan haal. En dit skep 'n probleem. Weet en baie keer is daar nie behoorlike boedelbeplanning is nie. Is daar nie beplanning, ons praat van likwiditeit, daar's nie geld in die boedel nie. Nou is daar boedelkostes, daai verband moet afgelos word en daar is nie geld nie. So nou wat die enigste implikasie is, hierdie eiendom moet verkoop word want die bank soek natuurlik sy geld uit 'n verband uitstaande. Nou ou kan met behoorlike beplanning voorsiening maak vir likwiditeit in die boedel. Ons praat van 'n lewenspolis wat spesifiek uitgeneem kan word om daai verband af te los en die banke beveel dit baie keer aan, jy weet, as jy die verband uitneem. Maar ons sien tog in baie gevalle waar mense net eenvoudig nie daai polis in plek hou nie en dan sit jy met die ongelukkige situasie waar jy dalk hierdie eiendom verplig is om te gaan verkoop, om die skulde en die kostes aan die proses te
te gaan delg. Die langslewende kan natuurlik, as daar 'n verband is en daar is nie voorsiening gemaak daarvoor nie, kan natuurlik na die bank toe gaan en aansoek doen om die verband oor te neem as ou dit so kan stel. Ja. Maar daar is ook nou weer implikasies, daai langslewende moet kan kwalifiseer om daai verband oor te neem. Die nasionale kredietwet is baie duidelik dat die bank kan nie roekelose krediet toestaan nie. So baie keer is die langslewende miskien 'n persoon wat nie werk nie, jy weet, dan kan hy regtig nie aan die bank se deur gaan klop nie, hulle gaan hom nie help nie. En dan moet 'n ou ongewilde besluite neem, die eksekuteur, dat daai eiendom verkoop moet word en die langslewende, ek sal nie sê moet op straat gaan sit nie, maar die familie moet nou intree en eintlik hier kom uithelp. So dit skep probleme. Is daar 'n bietjie goeie nuus vir gewone kopers en verkopers in die jongste begroting? Ja, ek dink so. Kyk, ons het verlede jaar in die vorige begroting bietjie 'n verligting in hereregte gehad wat gehelp het. Hierdie jaar is daar nie 'n aanpassing ten aansien van hereregte nie, maar daar is wel 'n aanpassing ten aansien van kapitale winsbelasting. So dit ontstaan wanneer ek 'n bate verkoop, soos my eiendom. In die verlede het die primêre woning waarin ek woon, dit moet in my eie naam geregistreer wees. Ja. Daai primêre woningkorting was R2 miljoen geweest. So met ander woorde, as my eiendom gegroei het met minder as R2 miljoen, dan het ek geen kapitale winsbelasting betaal nie. Ek dink nie die bedoeling was ooit dat ons 'n kapitale winsbelasting op ons eie persoonlike woonhuis moet betaal nie. Ja. Daai kerf is nou opgestoot van R2 miljoen na R3 miljoen toe. Wat ek dink 'n groot verskil maak, veral as jy in die meer gegoede buurte kyk of in van jou eie groot estates, kan jy dalk met 'n situasie sit waar die groei eintlik vinnig plaasvind. Ja. So daai ekstra miljoen kan 'n redelike lekker verligting inbring. Dis die een ding. Die ander ding is skenkingsbelasting is verhoog wat 'n individu kan maak van 100 000 na 150 000. Nou dit klink nie baie nie, maar tog ek kan nie net my eiendom gaan oormaak aan iemand anders nie, of vir jou 'n groot bedrag geld skenk nie, dan is daar skenkingsbelasting betaalbaar. En daai vrystelling is verhoog van 100 na 150 000. Hoekom ek gedink het dis relevant is, weet baie keer wil mense eiendom oormaak aan iemand anderster. Ja, byvoorbeeld die kinders, jy dink voordat jy sterwe wil jy vir die kinders die eiendom gee. Presies. Weet, dis 'n debat, heeltemal 'n ander debat, want dit is ook gevaarlik, want ek kan nie net vir jou 'n eiendom gee nie. Dit trek skenkingsbelasting aan. Maar daai kerf is daarom nou verhoog. En ek dink as 'n ou behoorlike advies kry, dan is daar maniere om dit te hanteer. Jy weet, jy kan leningsrekenings hanteer wat jy oor 'n tyd afbetaal waar jy die skenkingsbelasting voordeel kan gebruik. En ek dink die feit dat dit nou 'n bietjie verhoog is, help natuurlik. Om terug te kom net daarna, mense vra ons baie keer, weet, miskien is pa of ma nou al bietjie gevorderde ouderdom en hulle sê, ek wil nou maar net my eiendom so lank na my kind toe oordra, ek wil nou nie hê hy moet in my boedel val nie, dit skep probleme. En ons is baie versigtig om mense te adviseer om dit te doen. In die eerste plek, weet 'n ou kan nou sê, moenie uittrek voor jy gaan slaap nie. Jy weet, dit kan wees dat pa nou of ma hulle eiendom oordra aan die kinders en môre oormôre gaan verkoop die kinders daai eiendom en hulle die ouers sit op straat. Ons sien hierdie goed, jy weet, dit klink eintlik nie moontlik nie, maar dit gebeur. So dit is 'n gevaarlike ding in die eerste plek. In die tweede plek, ons moet onthou dat 'n boedel die boedelbelastingvrystelling is R3,5 miljoen. By the way, dit het nog nooit opgegaan van 2007 af nie. Wat ek dink regtig is 'n tekortkoming in die begroting. Die minister moet daarna kyk. Maar dit ek al sê, so as ek die eiendom dan na afsterwe in my testament oordra, in my boedel oordra, dan kan ek R3,5 miljoen waarde aftrek. So as my boedel nie so groot is nie, sal dit eintlik nie baie slim wees om die eiendom nou in lewe oor te dra en ek gebruik nie my vrystelling wat ek na dood sal hê nie. So ons sê vir mense, moenie te vinnig jou eiendom maar net na jou kinders toe gaan oorgooi en daar's te veel risiko's. Daar's baie risiko's. Dit help natuurlik om met iemand te praat wat weet wat hulle doen en daarom maak gerus draai by Snyman die Jager Prokureurs, laat hulle 'n bietjie help. Eddie, baie dankie vir jou tyd en moeite vanmôre. Dit was lekker om jou te gesels. Baie dankie, is altyd lekker om hier te kuier. Nou ja, nou het jy dit. Laat eers bietjie kyk na jou besigheid deur iemand wat weet hoe die prosesse werk. Daar's so baie prosesse wat 'n mens maar moet.
maar moet aangehoor doen. Nou ja, dit bly gerus by ons, ons is nou terug en dan kuier ons verder, maar eers 'n bietjie nuus weer in markte.